Dis die begin van November, die versierings is so uit. Checkers speel Silent Night en my die eet gaan klaar syt. Die hond vreet geskenke met lint en al. En jou skoonma sê sy bring haar eie slaai. Dis nog gesmal, dis Kersfees in November. Ja, dit is soos na braai hart. En vier van die vaart is gesteelde basies. Hier die bierman taak, has die baie goed deel. Net een luxury en weerslaat, dis Kersfees in November. Is die Santa gekoop, maar vergeet vir wie dit was. Nou sit Tannie se sang, het de love Bijbel op haar glas. Die poorpad vlam, hier die chipte beslag. Dit is die jingle bells op play, van mega surfs en zijn weer weg. Het is Kersfees in November, ja dit is. Het is Kersfees in November. Ek wil eindelijk net rus. Kan jy dit voel? Kersfees. Is om die draai. En as jy nog nie in die gees is nie, kom ons vat dit net nog so klein stapie verder. Die geskenke is gekoop, dis toegedraai. Kinders speel en nie van julle nie, maar die board games is reg. Nie 'n fan nie, maar is lekker. Koffie is daar. Almal kuier, almal gesels, selfs met die mense wat jy nie wil nie. Dis net lekker, dis so groot eer. Nou, net vir 'n oomblik, maak sommer jou oë toe. En hou hom toe. Ruik jy dit? Die gebrande perd. Jou ma wat jou roep. Kinders wat sê, maar kan ons nou oopmaak? Dis Kersfees. Okay, dis nou genoeg. Dis Kersfees in November en alhoewel ons graag wil hê dit moet vroeër gebeur, die realiteit is, dit beteken nie almal gaan Kersfees in November beleef nie. En die hart agter hierdie reeks is eintlik maar waar ons op 'n plek kan kom. Waar ons besef daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar daar's sekere beginsels, daar's sekere goed in Kersfees wat nie noodwendig net vir Kersfees bedoel is nie. Wat bedoel is vir elke dag, vir iets wat ons reg deur die jaar kan vat. En ons gaan so 'n bietjie na Kersstories kyk. Kersstories wat nie noodwendig goed uitgespeel het nie, maar wat 'n groot impak op elkeen van ons het. Nou as jy my vrou moet vra, hoe lyk Kersfees in November, kan ek jou sê dis hoe dit uitgespeel het net gister. Plan was om op te staan na 'n week waar ons regtig lekker besig was. Laat aande, vroegoggende, nie baie tyd saam met die kinders spandeer nie en ons het gedink, wow. Daar sal niks beter wees om op 'n Saterdagoggend die Kersboom op te slaan nie. En ons dink toe, okay, kinders is al op, hulle is early birds, 5:00 is Luke eerste op, Jory bietjie meer soos haar ma, 6:00 staan sy op en ons begin toe die spaarkamer tackle en ons dink toe, okay, as ons die spaarkamer kan regkry, my skoonma laat weet, sy wil banke verkoop, soek ons 'n bank, jy sê nooit nee vir 'n bank nie, en ons is soos, asseblief, bring hom, begin die spaarkamer uitsorteer, sien ons baie bokse, wat vir volgende jaar, nou asseblief moet ons nie oordeel op nie, maar vir volgende jaar se winter is die kinders se klere. Wat beteken ons moet hierdie jaar se winterklere uithaal en so begin die siklus. Klere in, klere uit. Spaarkamer, hulle kamer. Hulle kamer het baie van die goed wat in ons kamer is, want dis ons ma en ons pa. Ons kan vat en doen wat ons wil en dit na ons kamer toe vat. So ons vat na ons goed terug, na ons kamer toe, ons sien, ons kamer het ook bietjie uitsorteerwerk nodig en intussen begin ons voorberei eintlik maar om net so klein bietjie skoon te maak, want skoonma kom huis toe en ek wil nou net sy moet graag weet, hoe dit moet lyk by jou huis nie. En ek dink toe, okay, ons moet begin skoonmaak en Lunais op en af, kinders hardloop en ek gaan nie sê wie nie, maar of ek, of Jordan, of Luke het toe besluit om die skorrelgoed te begin was. Die pap wat hulle geëet het in die drein, wil sy afgespoel, maar meer afforceer, so afforceer dat dit toe verstop het. En toe een van die tuiningenieurs moes kry om ons te help.
dit reg gekry om dit opgelos te kry, maar terwyl hulle besig is om dit op te los, hardloop Luke toe Ka in die huis, want hy is moet op potty train en hy's daarom nou al gepotty train, maar hy dink elke keer as hy moet toilet toe gaan, moet hy al sy klere uittrek. Sy sussie huil, omdat hy al sy klere uitgetrek het en dink nie dis van pas om dit te doen voor ons gaste nie. En toe besluit ons, okay, great, my vrou sterkte, ek moet 'n troue gaan doen in Mildersdrift, so ek hoop jy het 'n heerlike middag verder, en sy dink, great, terwyl die tuiningenieur besig om die ding uit te sorteer, gaan sy na die store toe, die kinders sê hulle wil shower, help hulle, die tuiningenieur haal toe die skorrelgoedwasser se pyp uit, se dreineringspyp uit, sy sit toe die skorrelgoedwasser aan, wat ons probeer doen het, en terwyl sy die kinders besig is om te shower, en half eintlik bad, laat die kombuis, toe sy terugkom, toe sien sy, die badkamer het ook verstof, so toe vat ons badkamer, en hierdie was alles in 'n dag se werk. En my vrou sê, dit was die terribleste idee om 'n kersboom te probeer opslaan, en ek dink sy gaan Kersfees uitstel met so 'n jaar, ek dink sy is klaar met Kersfees, en ek dink dis die realiteit, ons almal sit hier met 'n idee, 'n verwagting van hoe iets kan afspeel, hoe iets kan gebeur, maar dis nie noodwendig altyd die waarheid vir elkeen van ons nie. Dis nie noodwendig die storie nie. En as jy sit en daar's 'n paar goed in jou lewe waaroor jy 'n verwagting het, waarvoor jy 'n idee het, 'n droom het, en dis nie noodwendig besig om uit te speel soos wat jy gedink het dit mag doen nie. Dit kan dalk die werk wees wat jy gehoop het, nou al sou gesê het, luister hierso, jy het hom. Dalk is dit die promosie wat jy so lank vir gebid het en gehoop, wow, luister, ek weet ons doen 8% hierdie jaar, maar 34% sal great wees. Dit sal lekker wees, en jy het ook gedink, miskien is dit tyd om klaar te maak hier, en jy sien, dit gaan nie gebeur nie. Jou huwelik is dalk nie op die beste plek wat jy gedink het dit kan wees in hierdie tyd van die jaar nie, en ons soveel goed wat jy 'n verwagting het, 'n droom het, en gedink, wow, ek weet nie of ek uitsien vir Kersfees, ek weet nie of ek uitsien vir enigiets nie. Nou, jy's nie ver weg van hoe die eerste storie kon gelyk het. So ek weet nie wat jou verwagting van Kersfees nie. Ek weet nie wat verwag jy hoe dit moet lyk en wat veronderstel is om te gebeur in Kersfees, want ek dink ons het hierdie idee en hierdie prentjie en dis goed want ek dink baie van ons het goeie herinneringe aan hierdie. Maar ons ook hierdie gedeelte wat ons so klein bietjie kan weghou van dit wat noodsaaklik is. Nou ek wil julle vat na 'n soortgelyke storie wat dalk nie die Kersfees is wat hulle gedink het dit gaan wees nie, is Josef en Maria. Nou hulle het nie geweet dit is Kersfees nie, natuurlik. Maar nou het 'n engel opgedaag en vir Maria gesê sy is swanger sonder dat sy aan iemand geraak het. En Josef was so sure, buddy. Ken jy jou tipe, Maria? En dit was soos ek kan net dink by myself hoe daai gesprek moes gelyk het, en toe verskyn daai selfde engel aan Josef en hy begin toe inkoop by die storie en begin verstaan, okay, hierdie is groter as wat hy gedink het. En hulle moet hierdie probeer verduidelik vir 'n klomp mense om hulle wat, en kom ons wees eerlik, as jy vir eendag moet sê jy is swanger en niemand jou geraak nie, sure, Maria, jy het nie gisterand by die huis gestop en gaan kuier by jou vriend nie. Is dis die idee wat ons almal het, dis die gedagtes wat by ons bygaan, en Josef en Maria beleef hierdie, en hulle is in hierdie twee stryd, en intussen begin hulle nou besef, okay, hierdie is meer as wat ons gedink het dit gaan wees. Hulle kry altyd ingekoop by die prentjie, en ons stel die storie op van die eerste Kersfees in Lukas 2 vers 1 tot 5. Gedurende daardie tyd, die tyd wat hulle gehoor het, sy swanger, sy verwag die seun van God. Het die Romeinse keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n sensus deur die hele Romeinse ryk gehou moes word. Nou dit klink nie soos 'n groot issue nie, maar internet was nie regtig deel van die kwessie nie. Dit was nie regtig 'n opsie nie. En dit gaan verder. Dit was die eerste sensus wat gehou is toe die Cyrenius gouverneur van Sirië was. Almal het teruggegaan na hulle eie dorpe om van die sensus te registreer. En omdat Josef 'n afstammeling van die koning Dawid was, wat 'n ongelooflike storie is en 'n ongelooflike gedeelte van hierdie storie is, moes hy vanaf die dorp Nasaret in Galilea, maak dalk nie vir jou saak nie, want jy dalk vergeet hoe die map sou gelyk het, die legkaart of die kaart wat jy dalk in graad 2 deurgegaan het by jou sonnaarskool, maar hier is die kaart en hulle moes van Galilea afgegaan het na Judea, na Bethlehem toe. Daar waar Dawid se tuisdorp is, hy en sy verloofde Maria, wat swanger was, wat 'n kind verwag het, wat hierdie verwagting het dat daar 'n kind gaan wees, saamgeneem om te registreer. 'n Ander vertaling sê, sy was ver swanger gewees. Nou as jy hier sit en jy het 'n verwagting en jy het 'n idee van hoe jy graag wil hê lewe met hy speel, kom ek sê vir jou, Josef en Maria het
hierdie selfde tipe verwagting. Ek meen, sy is letterlik verwagtend met 'n seun. En dis nogals die seun van God, dis 'n belangrike ding wat moet gebeur. En 'n mens kan so maklik dink dat as hierdie die storie is, dink ek ons moet nogals seker wees dat dit gaan uitspeel. Dit moet uitspeel ten minste soos wat ons dink dit moet uitspeel. En Josef en Maria is hier in twee vasgevang en hierdie gedeelte waar hulle sê hulle moes 'n sensus opneem, beteken hulle moes al die pad gereis het van waar of hulle was. Nou, ek weet nie of jy al swanger was nie, en as jy 'n vrou het wat swanger was nie, dis nie so eenvoudig om te travel nie, behalwe vir die feit dat dit ongemaklik is en nie die beste of die gemaklikste tyd is in jou lewe nie. Sy was seker nogals okay met die mense om haar. Daar was seker 'n paar tannies gewees wat sy geken het, wat al 'n paar kinders gevang het, wat goed was om haar te kalmeer en hulle het haar voorberei en nou ewe skielik moet sy na 'n vreemde dorp toe gaan. Sy nie is heeltemal seker is nie en daar's 'n goeie kans dat dit Josef se ouers daar gaan wees en kos is eerlik, niemand wil by hulle skoonouers gaan kuier terwyl jy hoogswanger is nie. Maar nou moet sy nou vir jou sê hoe jou kind grootgemaak word en jy kry daai gebreide kombers wat jy nie eintlik wou gehad het nie en hier's hulle op pad. En hulle is reg en hier gaan hulle om te registreer en kom ek sê vir jou, dis baie keer wat gebeur. Ons het hierdie verwagting, hierdie idee van hoe iets moet uitspeel en ewe skielik gebeur dit glad nie so nie. Hoekom? Want dit moet uitspeel soos wat ons wil hê dit moet uitspeel. En as jy my moes vra, as ek gedink het, okay, die seun van God gaan gebore word, ek het 'n paar idees van hoe dit kan uitspeel. Dus eerstens, kom ons begin net by die geboorte, by die plek waar jy was. Hoef jy te travel nie, jy's bekend met almal om jou. Inteendeel, ek dink dan moet half as dit die seun van God is, die tipe kind wat gebore gaan word wat 'n regering se skouers op gaan rus en dit was die verwagting geweest, dink ek dit kon ten minste baie beter gedoen word. Miskien in die Radisson Blu ingeboek word en klomp mense wat 'n partytjie hou en as 'n kind gebore word, mense wat sing en gitaar wat gespeel word, geskenke wat gebring word wat daar daarom was om hulle voor te berei vir die volgende seisoen van hulle lewe. Maar dit was niks wat hulle verwag het nie. Dit was glad nie hoe dit moes uitspeel nie. En die rede daarvoor is, en soos ek genoem het, dis nie 'n Kersfees ding nie, dis 'n elke dag ding. Is daar hierdie verwagting van wat ons dink lewe moet wees en hoe ons dink dit moet uitspeel. En of dit nou 'n Kersstorie is en of dit nou jou storie is in hierdie tyd van die jaar, is daar hierdie spanning tussen jou verwagting en realiteit. En hierdie spanning is partykeer die spanning wat ons doodmaak. Dis hierdie spanning wat ons vra heeltyd, maar Here, is U daar? Het U 'n plan met my lewe? Is U seker U weet wat U doen? Want ek weet nie. In hierdie plek en hierdie omstandighede waar ek myself bevind, is ek nie heeltemal seker U weet wat aangaan nie. So my vraag, en eintlik ek dink elkeen van ons se vraag moet wees is, wat is die oorsaak van verkeerde verwagting? En wat gebeur as ek en jy hierdie verwagting het wat nie heeltemal realisties is nie, wat nie heeltemal die regte ding is nie? Ons gaan na 'n storie kyk waar ons eintlik sien hoe hierdie verwagting wat iemand begin kry het, uitspeel. En ons hierdie ongelooflike storie wat ontvou oor hoe hierdie verwagting eintlik uitdraai om die grootste seën in sy lewe te kan wees. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, 30 jaar omtrent later, van Jesus gebore is hy 'n volgroeide man, besig met sy bediening. Inteendeel, ek dink hy is amper in die piek van sy loopbaan, waar hy besig is om die evangelie te versprei, mense te vertel, mense word genees. Dit is, kom ek sê vir jou, business is booming vir Jesus. Almal weet wie hy is, almal wil na hom toe gaan, almal love hom. En een van die mense wat 'n groot oorsaak was vir hierdie buzzing, booming business, was Johannes die Doper. En Johannes die Doper het amper dit voorberei, want hy was die persoon waarna mense begin kyk en sê, maar is hierdie 'n profeet? Hierdie is 'n kragtige man, en Johannes die Doper kom op 'n plek waar hy sê, selfs in sy eie woorde, daar's iemand wat nog groter kom, en ek berei die pad voor vir hom. So groot dat hy sê, maar hierdie persoon wat kom, hy gaan die Messias wees. Die redder van die wêreld. En op 'n dag wys hy, en hy sê, kyk, daar's hy. Dis Jesus. En Johannes die Doper vind homself op 'n plek waar in die begin waar hy eintlik maar hoe kan ek sê, jy kan maar amper sê die assistent president was vir Jesus. En as mense dink hoe die storie daar kon uitspeel, want die Jode het die verwagting gehad dat Jesus eintlik maar president gaan word, koning gaan word en hulle vrymaak van die Romeinse volk af. Dink ek nog as Johannes dink, okay, great, as ek nou my posisie reg kan kry, dan kan ek dalk aan die regterkant sit. Ek kan
ten minste die adjunk president wees of miskien ook die hoof van die weermag. Paulus was 'n vuurige man geweest, so miskien kon hy 'n rol in vertolk het. En ek dink daar's hierdie verwagting binne almal om hulle dat hierdie is wat gaan gebeur. Tot op 'n dag waar Johannes die Doper se verwagtinge nie heeltemal ontmoet wat sy realiteit is nie. Hy vind homself op 'n plek waar hy toegesluit word. En ons almal is vreemd vir 'n verwagting en 'n realiteit wat nie ontmoet word nie. Hy word toegesluit en hy staan eintlik op 'n kruispunt waar hy weet dat eintlik maar sy volgende move is een waar hy dalk doodgemaak gaan word. En soos enige normale persoon, ek dink ons vergeet baie keer is mense, soos enige normale persoon is Johannes van ek weet nie meer of ek die regte ding doen nie. Daar's hierdie spanning en ek weet nie meer of ek besig is met die regte goed nie. En ons 'n klein bietjie van 'n onsekerheid wat in Johannes die Doper ontstaan en ons gaan so klein bietjie kyk na die storie in Johannes 7 vers 18 tot 19. Johannes die Doper se disippels het hom alles vertel wat Jesus gedoen het. Johannes het dus 2 van sy disippels geroep en hulle na die Here toe gestuur en gevra: "Hulle moet asseblief hierdie boodskap vir Jesus oordra." Hy sê: "Is u die Messias wat ons verwag? Of moet ons iemand anders verwag?" Is hierdie hoe hierdie uitspeel? Ek was onder die indruk, daar's hierdie koning wat gaan kom, iemand wat gaan optree, iemand wat gaan oorvat. Is hierdie hoe hierdie uitspeel? En hierdie klink dalk vir 'n storie soos wat in die Bybel afspeel, maar as jy net vir 'n oomblik jouself kan indink, hoe baie keer het jy al die besluit gemaak en gesê maar, "Wow, ek gaan nou Jesus begin volg. Ek het hierdie verwagting dat as ek hom gaan begin volg, dan ewe skielik gaan my finansies klop. My verhoudings gaan uitwerk. My take, my goed wat ek gedoen moet kry, gaan net in my guns val en alles gaan gebeur soos wat dit moet." En as gevolg van die goed wat ons baie keer vir mekaar vertel en ek dink baie keer is dit uit onkundigheid wat ons net sê, "Nee, maar moenie worry nie. As jy Jesus begin volg, gaan alles net beter raak." En daai beter is nie noodwendig wat almal sal beskou as dit gaan beter gaan met jou gees nie. Almal sê net dit gaan beter gaan met jou omstandighede. En ons begin hierdie leuen glo dat alles veronderstel is om maklik te wees. En ons vergeet dat die goed wat regtig in ons lewe moeilik is, die goed wat die moeite werd is. Nou as jy hierso sit en jy's op pad om te trou of jy is getroud, ek wil jou regtig nie afpraat nie. Maar huwelik is nie maklik nie. Dis nie so eenvoudig nie, maar dit is by ver as jy dit doen en jy doen dit reg, die beste ding wat jy kan doen. Dit is dieselfde so met kinders. Ons het die prentjie van, jy kry net die klein pikkewyne. Hulle is so cute, jy moet sien hoe hulle gebore word en jy sien letterlik net die cuteste gedeelte. Dis as jy hier ingeloop by die kerk en jy sien nie die oë heeltemal nie want ons make-up op oor die algeheel is vir die man ook baie keer. Daar's hierdie kring om hulle oë, die laat aande wat op moet bly en jy dink dit is so eenvoudig en so maklik. Hulle armpies lyk hulle vir op en af skroef en die doek is nie so bad nie man. Hierdie klein bolletjie, dis niks nie. Want jy's die een wat jy moes afvee wat by sy nek oploop, nie? En ons het hierdie verwagting dat alles net maklik en eenvoudig gaan wees. Daar's hierdie spanning van alles gaan net werk. Alles gaan net oukei wees en alles moet maklik wees. En dis nie noodwendig hoe dit uitspeel hier vir Johannes nie. Hy kyk na hierdie en hy soos, daar's regtig genuine nou 'n krisis vir my. Ek is nie seker of u die Messias is. Ek is nie seker of u God is. Ek is nie seker of u weet wat u doen nie. En baie van ons vind onsself in daai situasie en ek noem voorbeelde, maar jou voorbeeld sal baie erger. Baie meer ernstig is dit wat ek genoem het. So die vraag dan is, maar wat kan ek dan van hier af verwag as hierdie nie is wat ek kan verwag nie, as dit nie is dat alles smooth sailing gaan wees en alles in my guns gaan val en alles op my skoot gaan val nie, wat presies is dit wat ek kan verwag? Wel, Jesus stuur toe die disippels terug en hoor wat sê hulle. Hy sê toe vir Johannes se disippels het toe vir hom gesê, so Jesus sê vir hom, gaan gee die boodskap. Gaan terug na Johannes toe en vertel hom van alles wat julle gesien en gehoor het. Nou alhoewel hy niks kan sien nie, alhoewel dit vir hom voel of ek nou ver is, sê vir hom, blindes sien, verlamdes loop, mense met ernstige velsiektes word genees, dowes hoor, dooies word tot die lewe opgewek, Johannes. Nou net omdat jy nie hierdie sien nie, beteken nie God is nie besig om te beweeg nie.
En die goeie nuus word aan die armes verkondig. Jesus sê, hier is iets wat jy moet besef, Johannes. Jy's so klein bietjie geïsoleer, jy's so klein bietjie op 'n plek waar jy nie die groter prentjie raak sien en dis baie keer ons. Is ons sit en ons het hierdie prentjie van Kersfees, ons het hierdie prentjie van hoe dit uitspeel. Maar in jou omstandighede, daar waar jy sit, is jy nie besig om eintlik te sien hoe God besig is om te werk nie. En wat is dit presies wat ons kan verwag? En ek het eintlik maar 2 punte wat ek uit wil lig rondom die teksgedeelte. Is die Here sal doen wat hy moet. Vir sy glorie en vir jou goed. Is vir Johannes was dit, okay, maar wat presies is dit wat u graag wil hê moet gebeur? En die Here sê, wat ook al moet gebeur vir my glorie en vir jou goed, Johannes. En dit is baie maklik om hierdie woorde te hoor, maar baie moeilik om toe te pas in elkeen van ons lewe. Maar dit beteken dat in elke seisoen, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, jy die proses gaan moet vertrou van waarmee die Here besig is met jou. Dat die lewe nie net eintlik gaan oor die hoogtepunte waar jy bo op die berg kan staan en sê maar okay, wow, ek het dit gemaak nie. Jesus probeer eintlik 'n prentjie inkleer en vir Johannes sê luister hierso, ek wil net hê jy moet vir hierdie oomblik vashou aan dit wat jy onthou. Onthou die armes hoor die evangelie, onthou die blindes sien, die dowes hoor, Johannes onthou net. En dit is so maklik om te vergeet wanneer dit moeilik gaan. En ek weet regtig nie van jou nie, maar ek is seker een van die meeste skuldig aan hierdie. Ek het al so baie keer myself in 'n spasie gevind waar ek weet wat die Here se plan. Ek hoor die beloftes wat uitgespreek word en glo my as daar een iets wat jy kan doen, is jy kan God hou op sy woord want hy sal altyd deurkom. Hy sal altyd deurkom op sy woord. En ons 'n belangrike frase wat ek daar genoem het, sy woord. Nie ons nie. En alhoewel ons verwagting het van ons graag wil hierdie storie met uitspeel, God se een wat in beheer is en weet wat is vir sy glorie en vir jou goed. En daarom kan ek en jy okay wees en ons kan sit met vreugde en vrede oor wat God besig is om te doen. En as ek met mense sit en mense deel hulle stories gewoonlik en sê Jonathan, maar ek weet nie en ek is heeltemal onseker in hierdie seisoen. En dan hoor ek so klein bietjie en ek vra 'n bietjie uit oor die verlede en sien hoe die Here al deurgekom en dan dink ek by myself, maar hoekom hy nie vas aan hierdie nie? En hierdie is my so 'n belangrike beginsel dat ek myself soveel as moontlik probeer herinner aan hierdie. Is ek vertel vir my vriende stories, ek vertel stories waar ek kan vir mense wat ek ken. As iets goed met my gebeur, gaan ek na iemand toe en ek sê vir julle gaan nie glo wat gebeur nie. En hierdie kan baie keer weird wees. Maar julle gaan nie glo wat gebeur nie. Iets het ongelooflik gebeur. Nou, dit kon ook per ongeluk gewees het, maar ek sê vir jou, wow, ek dink Here is goed. Ons is so baie keer vasgevang in ons omstandighede. Ons het altyd besef dat die Here is besig nie. En hy wil my en jou oor rig, nie net noodwendig op die punte waar ons kan onthou nie, maar ook op die punt waar ons nou is. Om ons te begin voorberei vir wat dit waarvoor hy ons wil gebruik. Ons sien hoe die teksgedeelte aangaan en ek is mal oor hierdie Jesus sluit af en ek kan sien hoe die disippels besig om terug te loop en hy sê hey julle onthou net sê ook hierdie vir Johannes. En God sal mense seën wat aanhou om in my te glo. As jy kan vashou vanaand aan hierdie belofte, want die Here sal jou seën as jy aanhou glo. En hierdie tipe seën is nie die seën wat ek noodwendig vir jou gaan sê, hou aan glo. Gaan jy daai lotto wen. Julle hou net aan glo nie. Hou net aan glo en net daar waar jy sit, gaan die persoon met wie jy graag wil trou per ongeluk val, langs jou ingly en daar's die ring op jou vinger nie. Hou net aan glo, dit gaan gebeur nie. Dis nie die tipe seën waarvan Jesus praat nie. Hierdie seën waarvan Jesus praat is die tipe seën wat sê selfs al voel jy dit nie, selfs al sien jy dit nie. Selfs al is jou verwagtinge baie gerig op jou en jy verstaan nog nie die storie waarmee ek besig is om met jou lewe te skryf nie. Vertrou my. En as jy my vertrou en jy hou aan glo en jy weet dat my beloftes vir jou is, dat my storie vir jou is, dat jy kan gaan en jy kan 'n seën beleef. Die seën is nie gekoppel aan materialistiese goed noodwendig nie, dit is gekoppel aan redding. En ek dink dis die ding wat ons baie keer vergeet van wat die Kersstorie eintlik verteenwoordig.
En glo my, ek is wel bewus daarvan, my vrou is op 'n regtig goeie plek in terme van haar vrou met die Here. So goed dat sy gedink het, kom ons vat 'n kruis hierdie jaar en maak dit ons Kersboom. Toe dink ek, my vrou, good job. Ek bly jy's op so 'n plek. En dit is vir my mooi, want ek dink weer eens, sy so geïnspireer en so getrek na daai plek toe, dat selfs 'n oggend, glo my, as jy die oggend gehad het wat sy gehad het, want op pad terug van die winkel af, nadat sy al hierdie beleef het Luke besluit om, ek weet nie hoekom het Luke is op die oomblik nie, hy is definitief die probleemkind op die oomblik, maar hy het toe besluit om die Coke, wat ons nooit regtig vir ons kinders gee, te skud en uit te spuit oor in ons kar nie. So, selfs in daai omstandighede het my vrou gesê, jy gaan my nie glo nie, maar vandag was nog steeds 'n goeie dag. Want raai wat, my man kom terug huis toe, my kinders is gesond, die Here is goed, en al is hulle nie gesond nie, al kom my man nie terug huis toe nie, is die Here daar. En ek wens eintlik dat hierdie storie vir elkeen van ons net so relevant kan wees. Dat ten spyte van jou verwagtinge, ten spyte van dit wat jy nog nie kan sien of beleef nie, is 'n ewigheid wat wag, waar daar nie 'n tekort is aan vreugde nie, daar's nie ietsie waarvoor ons moet beklei as dit kom by vrede nie, daar is net oorgenoeg van alles. My vraag eintlik dan om eintlik maar vanaand te begin afsluit is, wat is jou verwagting van Jesus? Want ons het die een belofte wat ek hierdie week besef het, wat so naby en so hard my getref het. Dat as jy besig is om te beweeg in die Kersseisoen en dit voel net vir jou of jy nie regtig uitsien vir Kersfees nie, want dinge realiseer nie. Die familie gaan nie daar wees nie. En Jonathan, ek weet nie eens of ek my werk gaan hou nie. Een ding wat ek jou kan waarborg, dat ten spyte daarvan is daar hierdie een belofte wat waar is vir elkeen van ons. Dat daar niks, maar niks ons meer volmaak en ons meer vervul as om in die teenwoordigheid van God te wees. En hierdie belofte is gekoppel aan een wat ek gelees het en dit sê maar nader tot God en hy sal tot jou nader, en die woorde wat gebruik was toe daar 'n profesie uitgespreek was jare. Hierdie is eintlik so crazy. Jare voordat Jesus gebore was. Wat gesê het maar Immanuel is op pad. God met ons. En ek vra myself die vraag, maar hoe is dit in party seisoene dat ek net voel my die Here is nie naby nie. Hy is nie by my nie, hy is nie by ons nie. Hoekom voel ek so? En is baie eenvoudig, daai belofte is nader tot God en hy sal tot jou nader. Daar is stappe tot hierdie. Dis nie God nader tot jou en jy nader tot hom nie. Nader tot God en hy sal tot jou nader. So ons leef in hierdie wêreld waar dit oor en oor ingekleer word. Jy hoef niks te doen nie, alles gaan net in jou skoot val. Jy hoef nie hard te werk nie, jy hoef nie hard te soek nie, jy hoef nie dissipline toe te pas nie, jy hoef nie reëls te volg nie, alles gaan net oukei wees. Maar al die goed wat die moeite werd is, sien ons, alles het 'n proses en alles is ons op pad na wie en wat die Here in elkeen van ons lewe wil doen. En ek kan jou waarborg, jy hoef nie eens baie hard te probeer dat wanneer jy tot God nader, hy tot jou sal nader nie. Want hy is so honger om na elkeen van ons toe te kom. Om iets te beleef en 'n storie met my en jou te deel. Is daar's 'n ding geskryf oor jou lewe van die begin af. Hy weet al hoe jou storie uitspeel en hy kan nie wag om dit met jou te deel nie. Maar dit vereis dat ons tot hom nader. En as jy nie weet hoe die storie van Johannes afspeel nie, later natuurlik word sy kop afgekap en glo my, dis enigiets behalwe wat jy wil beleef as jy sê, maar Here, net wat U wil. Maar as jy die woorde van Jesus, en dis nie 'n teksgedeelte, die teksgedeelte is daar, jy kan net gaan kyk na Lukas, en Jesus in sy eie woorde sê, maar soos Johannes die Doper was daar nog niemand groter voor of na hom nie. Jesus, die Seun van God, sê daai woorde, en oomblikke later word Johannes se kop afgekap. Wat sê dit vir ons van wie God is? Dit sê vir ons dat God is baie meer besorgd oor jou siel, oor jou gees, oor die welstand van jou hart as wat hy is
oor jou materialistiese besittings, oor jou verwagting en jou idee van hoe lewe kan uitspeel. Daar's baie meer vreugde in sy teenwoordigheid. En ek weet nie hoe hierdie storie noodwendig uitgespeel het, die oomblikke voor Johannes moes doodgaan nie, maar ek kan net myself indink, dat daai belofte nader tot God en hy sal tot jou nader, dat daar 'n kalmte en 'n rustigheid was, wat ver bo ons verstand kan strek. So wat is jou verwagting van Jesus? Wat is dit wat jy dink gaan gebeur vir Kersfees? Of in die volgende seisoen? Wel wat die Here wel vir jou kan waarborg is, al sy beloftes is waar. Dat hy 'n plan het met jou lewe. Hy het nodig om een tree nader te vat. Ek het altyd hierdie woorde gehoor en dis woorde wat altyd by my gebly het. Is as jou verhouding en jou prentjie van God presies dieselfde is as wat dit laas jaar was, is jy nie besig om te groei nie. So raai wat? Jy het nodig om 'n ekstra tree te vat. Jy het nodig om een stap nader te vat aan hom. En miskien is dit die tree wat jy nodig het om nie noodwendig vas te kyk in jou omstandighede nie, om te kyk na hom. So kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg wat ons in hierdie tyd kan inbeweeg en Here, Kersfees verteenwoordig vir elkeen van ons iets anders. Vir van ons verteenwoordig 'n tyd saam met familie, tyd wat ons het saam met ons kinders, saam met ons naaste liefdes, tyd van geskenke, tyd van lag, tyd van dalk ook huil. Ons van ons wat hier sit wat Kersfees nie noodwendig goeie herinneringe het nie. Ons het nie daai familie nie, ons het nie daai geliefdes nie, of dis net een van die moeilikste seisoene in ons lewens. Maar Here, die woorde waaraan ons kan vashou vanaand is, as ons tot U nader, Here, U kan nie wag om ons hand te vat nie. Here, as ons vra, dan weet ons, U sal vir ons gee. As ons klop, weet ons, U sal vir ons oopmaak. As ons soek, weet ons sal vind. En Here, ons weet dat in hierdie oomblik kan ons vashou aan daai beloftes. En my gebed is, Here, vir elkeen wat hierdie verwagting dra, bid ek so, dat ons verwagting een verwagting alleen sal wees. Here, dat ons net een tree nader na U toe sal kom. Dat ons sal besef, Here, U sal doen wat U doen vir U glorie en ons goed. Ons kan daai vertroue in U hande plaas en ons weet ons gaan okay wees. Here, dankie dat ons dit kan weet. En Here, dankie dat ons kan weet daar lê 'n seën in. En selfs in daai tye dat ons geloof in U kan plaas. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam alleen. Amen. So my uitnodiging eintlik aan jou is, soos ons in hierdie seisoen inbeweeg, is ons besig om onsself voor te berei vir Kersfees en veral in ons aandreeks is ons so na die opbou van ons Kerssangdiens. En ons gebed eintlik is dat ons 'n ander narratief, 'n ander storie sal vertel van wat Kerstyd mag beteken. En my uitnodiging aan jou is, mag jy hierdie week gaan en net een tree nader vat aan Jesus. En hoe dit ook al mag lyk, dit kan wees deur 'n vriend te nooi na ons Sondagoggenddienste wat baie uniek gaan wees en baie cool gaan wees. Kan ook wees om te sê, maar weet jy wat, ek gaan vir die volgende tyd gaan ek probeer nie 'n boodskap mis in hierdie reeks nie. Of nog beter. Miskien kan jy sê, maar vir hierdie week gaan ek meer en meer kyk of ek by die woord kan uitkom. Ek gaan kyk of ek so klein bietjie meer kan bid. En ek waarborg jou, vir 'n week vanaf gaan ons 'n ander gevoel hê en 'n ander verwagting hê oor waarmee die Here besig is in jou lewe. So mag jy 'n geseënde aand hê. Ons sien jou volgende week, mag jy 'n great week hê. Blessings. Goed gaan. Totsiens.